Welkom terug by die groot ontbyt. Toe Conet Veldhuisen omtrent 5 jaar oud was, is sy gediagnoseer met 'n craniofaringioom. Dis nogal 'n seldsame gewas en dit moes verwyder word. Met baie implikasies natuurlik en komplikasies dan ook. En dit is 'n absolute, ek wil amper sê wonderwerk, dat sy is wie sy is vandag en die pragtige mens is wie sy is. Sy is nou 13 en sy floreer te danke aan haar ma onder andere en ook hulle sommer sê aptekersvriend kan 'n mens al ook neem. Hulle is vanoggend hier saam met ons in die ateljee. Goeiemôre julle. Goeiemôre. Dis baie lekker om julle by ons te verwelkom vanmôre en dis so lekker storie. Letitia, ek gaan by jou begin as 'n ma. Toe julle die eerste diagnose gekry het van Conet se toestand. Wat gaan deur 'n mens se kop as jy besef maar hier's nou regtig iets groots wat jy nie verwag het nie, wat heeltemal onverwags is? Ja, dit was moeilik. Dit het aanvanklik net begin by neusbloedings en naarheid. En ons het daartoe geneem vir 'n ENT en om die neusbloedings te stop. En dit het bietjie beter gegaan, maar die neus het aanhou bloei. En toe het ek al gevat na die oogspesialis by die Ooginstituut. En hulle het toe nou gesien, daar is die oogsenuwees is geswel en dit beteken daar's drukking op die brein. En dit is wat hulle die MRI laat doen het en dit is waar ons agtergekom het, daar is eintlik nou 'n gewas. En dit het ons hele lewe het gaan stil staan, want wat doen jy? Hoe verwag jy so iets wat volg na dit? True. Ek wil net vir jou om op so jong ouderdom te besef, okay, daar's ernstige siekte wat ek nou moet hanteer saam met my familie. Wat het half deur jou gegaan deur die jaar wat jy daarmee gesukkel het of wat jy dit moes hanteer? Ek was baie bang geweest. Ek het nie geweet wat gaan aan nie. Ek het nie geweet of ek dalk dit gaan oorleef na die tyd nie. Sure. Letitia, wat is daai gesprek? Verstaan, as jy wat jou met jou kind moet hê om te sê, okay, hier is die realiteite van wat aangaan, dis ons dit saam gaan aanpak as 'n gesin. Gelukkig, sy is eintlik 'n inspirasie, maar gelukkig het ons 'n goeie ondersteuningsnetwerk en ons het 'n geestelike familie en dan vriende en familie wat ons ondersteuningsgroep is. En jy vat dit maar net soos wat dit kom. Jy vat dit dag vir dag, want die oomblik toe dit gebeur het jy nie eintlik aanvanklik geweet wat is die pad vorentoe nie. Jy lees en jy doen navorsing, maar jy het nie regtig geweet wat lê eintlik voor nie. So gelukkig het ons 'n ondersteuningsnetwerk en dan soos Carmen hulle ook wat haar help met die medikasie. Watter voor julle by Carmen voor jy ingespring het en gehelp het, was daar prosedures wat julle eers moes deurgaan? En wat was dit alles? Dit was om magtiging te kry by die mediese fonds. Yes. En omdat dit spesiale medikasie is en nie net maklik verkrygbaar is oor 'n toonbank by 'n apteker nie, was dit was 'n ingewikkelde saak geweest. Want dit is nou medikasie wat dan nou bestel moet word vooraf en ook wat sy moet betyds ontvang, want sy kan nie, om 'n goeie voorbeeld te maak, die mineral en melt waarop sy is wat die hormone beheer in die byniere. As sy sonder daai medikasie gaan, nierversaking. My genade. Sure. Carmen, hoe het jy aanvanklik betrokke geraak by hierdie storie? Ag, ek werk nou al van 2019 af met Conet se medisyne, so dis nou so 7 jaar. En kinders is vir my, ek het 'n verskriklike passie vir kinders. So ek wil nie hulle moet seer kry of siek wees of so as ek sien daar's 'n kind wat in ons afdeling inkom en dan vat ek oor en ek help hulle elke maand en ek noem hulle my baby pasiënt. Ek het baie babas. Wat ek net elke maand kyk dat alles regloop en so het ek en Letitia eintlik al op e-mail gekommunikeer en vriende geword en mekaar ontmoet en vir Conet al ontmoet. So hulle is nou al regtig deel van ons familie en so doen ons elke maand wat ons kan om haar te help sodat sy net gesond kan bly. Wat se uitdagings is daar spesifiek as dit by medikasie kom want die medikasie is nie algemeen verkrygbaar nie. Nee, dit is wat lekker is by Medipause. Ons het 'n baie groot raamwerk van spesiale pasiënte. So ons het baie van die medisyne hou ons klaar reeds aan. Van die goed is dan nou maar partykeer 'n probleem by die verskaffers waar daar dalk iets nie beskikbaar is nie, maar dan kommunikeer ons met die spesialiste of soos met Letitia, dan sal ek sê ons sukkel om dit te kry. Ons moet kyk of ons iets anders in sy plek kan kry en dan doen ons magtiging.
ek het met Connect se medisyne spesifiek die een keer toe daar iets van die mark af gegaan het en toe nou die vasopressin wat vir haar byniere help, wou die medies dit nie magtig nie. En ek het toe nou later self, want dit was omdat dit so 'n tydgreep het aan, het ek sommer 'n motivering geskryf vir die onkologie afdeling en het ingestel en vir hulle verduidelik, hierdie produk is in die plek van die ander een en wat dit doen en hoe belangrik dit is en hoe dit by haar siektetoestand inpas. En toe het ons dit gemagtig gekry en elke ding wat jy so uitsorteer vir 'n pasiënt, dit is hoekom ek dit doen wat ek doen. Dit is vir my net lekker. Dis so voorreg om iemand soos jy in die proses te hê. Connie, vertel ons bietjie van skool. Waarmee is jy alles besig by die skool? Wel, ek het sport gedoen by skool, maar ek was geboelie. Ag nee. So ek het daarmee opgehou. So ek gaan volgende jaar hoërskool toe, dan gaan ek hennel en jeugskei doen. Lekker. So ek word gereeld geboelie in laerskool oor die gewig en hulle verstaan nie die situasie nie en as jy hulle verduidelik, hulle van dit net nie. So dis maar moeilik. Ek wil vir sê jy's 'n eysterkind en ek seker jou ma is ook super trots want die feit dat jy hier kan sit op nasionale TV en vir ons kan sê dat jy geboelie is en hier sit jy nog steeds met 'n glimlag en dit waar jy is merkwaardig. So mag jy dit nooit vergeet nie. Jy is perfek geskape nes jy moes wees en mag jy altyd aanhou glimlag. Dit maak my so kwaad om dit te hoor. Skus. So ek dink ook dankie vir die ondersteuning vir die familie wat jy is en die ma wat jy is om by te staan. Jy is 'n voorbeeld en inspirasie vir so baie mense. Ek hoop jy onthou dit en weet dit altyd. Letitia, was daai tye wat jy oorweldig gevoel het, wat jy gaan het, want dit is 'n seldsame sieke en dis alles nuut en jy moet half oplees. Was daar tye wat jy oorweldig gevoel het? Baie kere. Jy dink sodra jy oor die een iets wat op jou pad kom, alles is okay, dan kom die volgende ding. Want sy het soveel kroniese kondisies wat baie ou mense nie eers het nie. True. Ons het vir haar 'n kaartjie laat maak wat sy gereeld by haar moet dra met haar bloedgroep op waarvoor sy allergies is. Al die medikasies wat sy neem. Dis 10 verskillende soorte medikasies per dag. Haar normale dag bestaan uit opstaan, medikasie drink. Dan moet sy 'n rukkie kans gee, dan sy op by skool, dan is dit weer 'n hoop medikasie. En in die aand sluit sy haar dag af met medikasie en groeihormoon-inspuitings. So vir my is dit oorweldigend want hier is hierdie klein mensie wat soveel siektes het en soveel pille moet drink dat jy dink die een medikasie help vir 'n spesifieke kroniese kondisie, maar dan kom soos die kortisone wat jou liggaam nodig het om infeksie te beveg. Ja. Dit het nou veroorsaak dat sy 'n lipoom op haar nek gehad het wat ons moes verwyder het. So die trauma, daar's heeltyd trauma. Maar sy inspireer my so want met elke terugslag staan sy soveel sterker op en as jy haar sien sal jy nie sê hierdie kind gaan deur wat sy gaan nie, want sy lag altyd en sy's opgewek. Sy het waar hulle aanvanklik gedink het sy sou leerprobleme hê. Sy doen so goed, sy presteer so goed in akademie met meriete. Ons was gister by prysuitdeling en die eienskappe wat hulle aan haar gegee het, verantwoordelikheid. So sy maak my baie trots, maar ons staan op en ons veg ons beer vorentoe. Ons beer vorentoe. Altyd hoop te hê. Altyd hoop. Baie dankie vir die inspirasie wat jy is. Veral jy Connie, baie dankie dat jy 'n draai kom maak het vanmôre. Letitia, dankie dat jy aan beklei vir jou kind. Dis goud. En Carmen, dankie vir jou bystand. Dis my plesier. Dankie. Is lekker om mense te hê wat vir mekaar omgee. Nou ja, ons gaan 'n bietjie advertensiebreek vat sodat ek en Jenny vir ons ook in uit was. En dan is ons nie kombuis.